Baie ouers voel vandag dat die huidige skoolopset nie gerad is om kinders voor te berei vir die toekoms nie. In 'n snel veranderende wêreld raak tradisionele skole by die dag agter en saam met dit alle leerdlinge. Mos wêreldwyd is 'n bekostigbare aanlyn tuiskoolonderrigdiens wat jou kind toerus vir die toekoms. En hier om ons meer te vertel is hulle uitvoerende hoof Rudolf van der Westhuizen en ook die grondslagfase ontwikkelaar Simonay van den Berg. Baie welkom aan albei van julle. Goeiemôre, lekker om te wees. Nou Rudolf, daar is tans ongeveer 300 000 tuiskoolleerdlinge in Suid-Afrika. Ek dink dit is vir my 'n baie interessante statistiek. Hoekom kies ouers hierdie opsie? Ek dink eerstens dis die vinnigste groeiende segment in die onderwys en dan tweedens, ek dink voor die pandemie was tuiskoolonderrig amper vir kinders wat nie ingepas het by die normale stelsel nie. Na die pandemie het daar 'n groter skuif gekom in kinders wat spesifiek sport van hou, goed soos golf, tennis, sulke tipe van sporte wat nie noodwendig by 'n skoolprogram inpas nie en daai kinders kies dan hierdie tipe van onderrig want dan het hulle meer beheer oor wanneer hulle kan oefen ensovoorts. En dan is daar ook ouers wat kies om omdat hulle van die huis af kan werk om enige plek in die land te wees en dan of selfs op 'n skip soos een van ons leerders in die Pacific Ocean. En dan die laaste groot rede dink ek is kinders wat tradisioneel in plase gebly het en dan na koshuis toe sou gaan, kies om eerder by die huis te bly en van die huis af te studeer. Ja, so dit maak dinge so 'n bietjie meer gerieflik. Simonay, is daar miskien sommige wanpersepsies met betrekking tot tuisonderrig? Definitief. Ek dink die grootste wanpersepsie wat daar buite is dat wanneer mense hoor tuiskoolonderrig dink hulle die kurrikulum is swak. En dit is glad nie die geval nie. Daar's baie goeie produkte daar buite en instansies wat regtig goeie produkte lewer wat ontwikkel is deur kundiges in die gebied. So jy kry presies dieselfde onderrig of nog beter wat jy sou gekry het in 'n gewone skool opset. En ek dink die tweede ding wat 'n wanpersepsie is daar buite is dat kinders wat tuiskoolonderrig ontvang in isolasie leef. En soos Rudolf nou gesê het van die sportsentrums daar buite, ons sien hoe paddel byvoorbeeld so groot sport word in ons land en baie van die kinders neem nog steeds deel of gaan nog steeds na daardie sentrums toe en neem deel daaraan. En jy sou in elk geval jou kind soontoe gevat het as jy in 'n gewone skool opset was. Ons het ook gesien dat baie van die kinders by ons byvoorbeeld word penmaats met mekaar. Hulle leer mekaar ken aanlyn en dan word hulle naderhand groei dit in 'n vriendskap met mekaar. Sure. En baie instansies bied ook kampe vir kinders. So jou kind gaan na 'n kamp toe, ontmoet die ander maats en word vriende. Nou, Rudolf, Mos wêreldwyd is julle aanlyn tuiskooldiens wat volgende jaar ook grondslagfase insluit. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan. Ja, ons het in 2021 het ons hierdie diens in die wêreld ingebring en ons het daardie jaar begin met graad 7 tot 9 en toe later uitgebrei na graad 4 tot 12 en hier is net die volgende natuurlike stap om ook graad R tot graad 4 by graad 3 by te bring. Die rede hoekom ons laaste met dit gedoen het is dit is die heel moeilikste om dit in tegnologie aan te bied terwyl die ander grade eenvoudiger is om so aan te bied, maar ons het nou uiteindelik by daai punt gekom. En wat sê jy sê is die grootste verskil tussen grondslagfase en dan ook die ander ouderdomsgroepe? Ek dink die grondslagfase is die belangrikste fase want jy lê fondament vir die kind se leerreis en ek dink die grootste verskil in die tuiskoolmark is die ouers se betrokkenheid. Jy kan vir 'n matriekleerder baie maklik sê gaan aan met jou werk en hulle kan aangaan, maar jy kan nie vir 'n graad 1 kind dit sê nie, so jy moet baie meer betrokke wees by die onderrigproses en deel van die tuiskoolmark is 'n ouers se verantwoordelikheid om betrokke te wees. Jy kan oor tyd soos kinders ouer word in die verskillende fases minder betrokke wees, maar aanvanklik ten minste graad 4 tot 7 is betrokke en graad R tot 7 is die betrokkenheid baie belangrik. Nou Simonay, julle veldtog tema is bemamma magtig jouself. Hoe lei julle ouers in die proses en hoe gaan dit aanlyn werk? Ja, so ons by die Mos besef dat dit vir ouers miskien 'n baie groot uitdaging mag wees om 'n kind tuis te onderrig van graad R tot en met graad 3, omdat daar so baie aspekte is wanneer dit kom by die onderrig van 'n kind in die grondslagfase en omdat dit so 'n belangrike fase is. Maar soos die veldtog sê, bemamma magtig jouself, so ons probeer uit en uit om die ouer te bemagtig sodat jy na die beste van jou vermoë jou kind tuis kan onderrig. So ons gee vir jou al die gereedskap wat jy mag benodig om dit te kan doen.
En ons kurrikulum is so saamgevat en uiteengesit stap vir stap vir die ouers. So jy gaan in die oggend op die stelsel, alles is vir jou uitgewerk stap vir stap wat vir jou presies verduidelik wat jy vandag moet doen, wat die uitkomste is, wat die kind moet bereik, hoe jy dit gaan bereik. Ons doen ook klein videoetjies vir die ouer om moeiliker konsepte te verduidelik. So ons vat die ouers se hand deurentyd met die hele proses. So die ouers sal nie twyfel wat om te doen met die kurrikulum nie. En dan het ons ook 'n leerbestuurder aan boord. En die leerbestuurder is dan beskikbaar vir die ouer elke dag. So as jy miskien vragies het of jy verstaan nie om 'n sekere aktiwiteit te doen nie of jy sien jou kind het sekere uitvalle, dan is die leerbestuurder daar om jou hand te vat en jou dan te lei in die proses en te sê wat jy moet doen en hoe ons jou kan help. Ons stuur ook vir die ouer kwartaalliks 'n mos gereedskapsboks huis toe, so jy kan net fokus op die akademie gedeelte en ons doen die res van die hulpbronne. Al wat ek heeltyd hoor is gerieflikheid en ook gemoedsrus. So waar kan ons kykers meer inligting in die hande kry? Ja, so hulle kan ons webwerf besoek by moswêreldwyd.co.za en dis so maklik so skryf in 60 sekondes. 'n Laaste gedagte van jou kant af, Rudolf? Mos wêreldwyd is daar om kinders wêreldwyd in Afrikaans te leer en ons harte is nie net in Suid-Afrika nie, maar ook vir die mense wat oorsee sit en nie die geleentheid het om daar in Afrikaans te kan leer nie. Nou maar julle twee baie dankie dat julle hier kom kuier het en dit was 'n werklik 'n baie interessante en insiggewende gesprek. Baie dankie. Baie dankie. Goed, besoek moswêreldwyd.co.za om in te skryf. Bly gerus ingeskakel want net hierna gaan ons veearts toe en dan fokus ons onder meer op twee baie belangrike onderwerpe. Dis belangrik want dit is goeie wenke vir jou dierekinders. Ons is nou weer terug.